Kom ons bid saam. Ons Vader in die hemel, ons aanbid U as die enigste ware God. Ons roep U aan as ons Vader in ons Here Jesus Christus. En ons eer U as ons Vader wat deur die Gees ook vanmôre weer die begeerte in ons hart gewerk het, om op te kom as U gemeente. Ja, ons dank U dat ons hier in die teenwoordigheid mag intree, dat ons U heilige naam op ons lippe mag neem, en te mag weet, U hoor, en U verhoor, as ons tot U roep. En as ons vanmôre hier saam is, dan erken ons afhanklikheid van U. Ons erken ons kleinheid, ons nietigheid. En ons besef, o Vader, as U met ons sou handel soos wat ons verdien, dan was ons vir ewig verlore. Maar ons dank U, dat ons daardie sekerheid mag hê, dat U ons deur ons Here Jesus Christus, as U kinders aangeneem het, en U beloof, ons sal altyd die kinders bly, omdat U 'n getroue God is. Ja, U gaan nooit terug op U woord nie. U onderhou ons elke dag. En ons dank U, dat ons U deur die geloof mag ken, as 'n Vader wat vir ons sorg. Ja, U is van ewigheid tot ewigheid is U God. Gister en vandag en môre en tot in ewigheid is U altyd dieselfde. En daarom sorg U vir ons. Soos U ook in hierdie dae heerlike reën gegee het op baie plekke. Daarvoor dank ons U. Maar ons bid U, o Vader, dat U ook op plekke waar dit nog droog is, ook daar sal U koms gee. Maar meer nog, o Vader, gee dat die mensdom sal besef, dat dit U is wat vir ons sorg. Dat dit U alleen is wat vir ons asem en lewe gee, en krag en gesondheid. Ja, Vader, laat die mensdom besef, daar is maar een middelaar tussen U en ons, naamlik ons Here Jesus Christus. Hy wat ons vergader, as sy kerk, as sy liggaam, hy wat sy lewe vir ons gegee het. Wil U ons ook nou seën, as ons U woord oordink, gee dat ons U woord ons eie sal maak, dat ons daardeur opgebou sal word, versterk sal word in die geloof. Dink aan elkeen in ons gemeente, in watter omstandighede ook al. Ons dink in besonder aan hulle, wat in hierdie dae by 'n oop graf moet staan en afskeid moet neem van 'n geliefde. Wil U vir hulle seën met daardie sekerheid, dat ons Here Jesus Christus die graf en die dood oorwin het. Ja, dat ons die ewige lewe het, alleen maar
omdat ons in U glo. Vader, al hierdie dinge bid ons van U, in die heerlike naam van ons Here Jesus Christus. Amen. Ons lees saam, broers en susters, uit die evangelie van ons Here Jesus Christus, soos Lukas dit beskrywe. Ons lees vanmôre Lukas 17, die eerste 10 verse. Jesus het sy disippels gesê, dit is onvermydelik dat daar dinge kom wat mense laat struikel. Maar ellende wag vir die mens wat die oorsaak daarvan is. So 'n mens kan eerder met 'n groot klip aan die nek in die see gegooi word, as dat hy vir een van hierdie kleintjies 'n struikelblok word. Wees dus self op julle hoede. As jou broer verkeerd optree, berisp hom, en as hy berou kry, vergewe hom. Selfs as hy 7 maal op 'n dag verkeerd optree teen jou, en 7 maal na jou toe terugkom en sê, ek is jammer, moet jy hom vergewe. Die apostel sê toe vir die Here, gee ons meer geloof. Maar die Here antwoord, as julle maar geloof so groot soos 'n mosterdsaadjie gehad het, sou julle vir hierdie moerbeiboom kon sê, trek jou met wortels en al uit die grond uit, en plant jouself in die see, en hy sou julle gehoorsaam. Sê nou een van julle te slaaf, wat ploeg of vee oppas, sal hy vir die slaaf sê, as hy van die veld af inkom, kom eet eers gou? Natuurlik nie. Maar hy sal vir hom sê, maak vir my iets klaar vir aandete, sit dan jou voorskoot aan en kom bedien my terwyl ek eet en drink, daarna kan jy self eet en drink. 'n Slaaf wat sy opdrag uitgevoer het, word mos nie bedank nie of hoe. So is dit ook met julle. As julle alles gedoen het wat aan julle opgedra is, sê dan, ons is slawe wat niks verdien nie, ons het gedoen wat ons verplig was om te doen. Tot sover die kernvers. Dus dit is waar die Here sê, in vers 4, sê hy selfs, as jou broer 7 maal op 'n dag verkeerd optree teen jou, en na jou toe terugkom en sê, ek is jammer, dan moet jy hom vergewe, en dan sê die apostels vir die Here, gee ons meer geloof. Broers en susters en kinders, is dit nie 'n versigtiging wat ons self baie keer uitspreek nie? Here, gee ons meer geloof, sodat ons kan doen wat U van ons verwag. Ons voel baie keer ons skiet tekort in ons geloof. En ons die Here Jesus is besig hier om sy disippels toe te rus, om hulle te leer, want hulle moet die boodskap van sy koninkryk in die wêreld gaan uitdra. En dan praat hy van 2 dinge, wat die voortgang van sy boodskap kan knou. Hy sê die eerste ding wat hulle moet doen, hulle moet so praat en doen, dat hulle nie vir kleintjies, met ander woorde, vir mense wat pas tot geloof gekom het, mense wat jonk is in die geloof, dat hulle nie vir sulke mense 'n struikelblok is nie. Dit moes alreeds die disippels wat regop sit het. Hy sê, wie hom, wat die oorsaak van 'n ander een se struikeling is. En dan sê die Here, hierdie vreeslike ding, dit is beter vir so iemand, om met 'n meelsteen om die nek in die see gegooi te word, as dat hy iemand laat struikel. Vir ons gevoel is dit 'n harde uitspraak. En dan besef die disippels, wat 'n skrikwekkende verantwoordelikheid hulle het. 'n Mens moet op jou hoede wees, dat jy nie iemand anders laat struikel nie. En dan praat die Here Jesus van 'n tweede ding, uitermate vergewensgesindheid. Hy sê, jy moet bereid wees, as jou broer self 7 maal op 'n dag teen jou sondig, en 7 maal na jou toe terugkom en sê, ek is jammer, dan moet jy jou broer vergewe. En nou weet ons,
uit ons eie ervaring, ons mense vergewe mekaar nie maklik nie. Ons sal miskien iemand dalk 1 keer of 2 keer vergewe, maar 7 keer, dis 'n bietjie kwaai. En dan as die disippels besef, dis wat die Here van hulle vra, dan dink hulle maar, die Here vra daarom baie van ons. Hoe kan ons dit doen? En dan vra die disippels vir die Here Jesus, Here, gee ons meer geloof, dat ons mense so kan vergewe. En dan lyk dit, broers en susters, na 'n billike versoek. Die disippels dink, die sukses van hulle geloof, hang af van die hoeveelheid of die grootte van hulle geloof. As hulle nou vir die Here meer geloof vra, dan sê hulle daarmee eintlik, die feit dat hulle nie kan doen wat die Here vra nie, die fout lê nie by hulle nie. Die fout lê by die Here wat nie vir ons genoeg geloof gee nie. As ek my broer so baie keer moet vergewe op 1 dag, dan moet die Here vir my meer geloof gee. Die disippels dink, soos ons ook baie keer, dat ons geloof gemeet kan word in terme van hoeveelheid. Ek het baie geloof of ek het min geloof. As ek baie geloof het, dan kan ek vir 'n moerweiboom sê, trek jou met wortel en tak uit die grond en werp jouself in die see. En as ek min geloof het, dan kry ek nie veel reg nie. En nou sê die Here Jesus vir die disippels, nee, julle verstaan verkeerd. En dan wys hy vir hulle, hoe werk die geloof? Hy sê, as julle maar geloof so groot soos 'n mosterdsaadjie gehad het. 'n Mosterdsaadjie, weet ons, was 'n baie klein saadjie, soos 'n kopspeld se kop. As 'n mens so 'n klein saadjie sien, dan verwag 'n mens nie veel daarvan nie. Maar in daardie klein saadjie het die Here 'n geweldige krag ingeskape. Daardie klein saadjie kan groei tot 'n boom. So groot, sê die Here Jesus op 'n ander plek, dat selfs die voëls van die hemel in sy takke kan kom nes maak. En dan sê die Here Jesus daarmee vir hulle, daar hoef nie nog krag by julle geloof bygevoeg te word, by dit wat reeds in die mosterdsaadjie teenwoordig is nie. Al wat moet gebeur is, daar moet aan hierdie klein mosterdsaadjie geleentheid gegee word om te groei. Die Here Jesus sê, dis hoe die geloof werk. Wat ons nodig het, is nie meer geloof nie, maar geloof wat groei. Dis die skerp punt wat die Here Jesus hier maak. Nie meer geloof nie, maar groeiende geloof. Dit gaan nie oor 'n mens, vir 'n mens oor die hoeveelheid van jou geloof nie. Dit gaan daaroor dat 'n mens glo. Jy het dit of jy het dit nie. En dan sê die Here Jesus, as jy die geloof het, dan is jy tot baie dinge in staat. Want die natuurlike krag wat die Here daar ingeskape het, dit moet net groei en ontplooi. Die Here Jesus sê vir die disippels, toe ek julle as my disippels geroep het, julle my disippels gemaak het julle gehoorsaam en julle het my begin volg. Ek het julle geleer, julle het by my gebly. So die geloof in julle harte begin groei. En ons, broers en susters, ons wat vanmôre hier sit, ons het elkeen die gawe van die geloof ontvang. Al is dit so klein soos 'n mosterdsaadjie. Maar die punt is,
Ons het nie meer as dit nodig nie. Die belangrike is, hierdie mosterdsaad geloof, is 'n geloof met 'n geweldige innerlike groeikrag. 'n Krag wat die Here gee. En nou is die vraag wat ons moet vra. Wat moet ons doen om die krag wat in daardie mosterdsaad geloof gegee is? Wat moet ons doen dat daardie krag groei? Dat ons geloof groei? En al wat moet gebeur, broers en susters, die mosterdsaadjie moet begin doen soos die Here hom geskaap het. Hy moet maar net die natuurwette nakom. Dit moet in die grond kom, dit moet nat gemaak word, sodat dit kan swel en kan ontkiem, en kan begin groei. Dis hoe ons geloof groei. En wat doen die geloof wat groei? Soos 'n boom wat groei. Hy stoot sy wortels al dieper in die grond. En 'n geloof wat groei, moet sy wortels dieper in die woord van die Here instoot. 'n geloof wat groei, moet sy wortels laat ingaan in die teenwoordigheid van die Here. Elke belofte wat die Here vir ons gee, van vergewing, van verlossing, van die ewige lewe, dat hy ons as sy kinders sal bewaar. Ons geloof moet daardie beloftes glo en daarin vashou. Dis 'n geloof wat dan, as hy sy wortels diep in die woord en die teenwoordigheid van die Here ingeplant het, dan word dit 'n boom wat groei en opskiet na bo, na waar die Here is. En dan leef 'n mens in biddende afhanklikheid van die Here. Dis 'n geloof wat sy ondersteuning vind in die gemeenskap van gelowiges hier waar ons saam is. Hier in die erediens waar ons saam is, as broers en susters in die geloof. Hier waar ons saam is, waar ons buitekant die kerkgebou saam kuier. Geloof ondersteun mekaar. Dis hoe die Here die groeikrag gee. Dis hoe die Gees die geloof in ons harte laat groei. As ons met mekaar saamleef as broers en susters. En ons leef volgens die woord van die Here. En dis waarom die Here Jesus sê, as julle geloof so groot is soos 'n mosterdsaadjie, dan sal julle vir hierdie moerbeiboom kon sê, trek jou met wortels al uit die grond uit en plant jouself in die see, en hy sou julle gehoorsaam. En daardie mosterdsaad geloof skuil geweldige krag, omdat die een wat die krag gee, die almagtige Here is. Want wat is geloof ten diepste, broers en susters? Geloof is 'n verhouding. Geloof is die band wat ons aan God bind. God het ons deur sy Gees, deur ons Here Jesus Christus, het hy ons in die kragveld gebring van sy werk. En hy is die almagtige God. En daarom is geloof ook 'n kragtige werking. Soos 'n boom wat groei. En natuurlik gaan dit nie om 'n kragtoertjie, dat 'n mens vir die lekker 'n boom kan laat homself uittrek uit die grond en op 'n ander plek gaan plant nie. Nee, dit gaan nie daaroor dat ons iemand moet beïndruk met ons geloof nie. Die Here Jesus sê maar net, dit is 'n voorbeeld van die kragtige werking van die geloof. Want dis die krag wat nodig is om God se koninkryk op hierdie aarde te bou. Dis die krag wat nodig is om sy genade sigbaar te maak vir alle mense. Dit gaan om daardie krag wat mense uit die greep van die duiwel uitruk
Daardie krag wat mense uitruk uit 'n sinnelose lewe, waar hulle met bose dinge besig is. Dit gaan om die krag om in die geloof staande te bly en te leef soos die Here van ons vra. Krag om verleidinge te weerstaan, krag om vrese en bekommernisse te oorwin, en dan, in die konteks van hierdie gedeelte, krag om my broer self 7 keer op 'n dag te vergewe. En weet jy, broers en susters, wat so wonderlik is, hierdie krag is gewaarborg, omdat die Here Jesus Christus na die aarde toe gekom het. Hy het ons skoon gewas met sy bloed. Hy het ons vrygemaak van 'n sinnelose lewe. En hy gee vir ons die wil om hom te volg as sy disippels. En deur sy opstanding uit die dood, het hy die dood oorwin. En hy die krag van die geloof in ons harte gegee. En die Here gee die versekering, hy loop die pad van die geloof, loop hy met ons eindtyd. Hy werk elke dag deur sy Gees in my hart, om die krag van die geloof te laat ontplooi. En dan, as ek dalk groot dinge in die geloof regkry, as ek dalk 'n groot versoeking weerstaan, of 'n verleiding weerstaan, dan is dit nie ek wat so oulik of so sterk is nie. Dan is dit die Here se krag wat deur my werk. En dis waarom die Here Jesus ook hier die beeld gee van 'n slaaf. 'n Slaaf wat sy werk doen. Hy kom by die huis en die eienaar sê vir hom, hy moet vir hom ete regmaak en dan kan die slaaf eet. En dan sê die Here Jesus, so 'n slaaf word mos nie bedank nie, want hy doen gewoon sy werk. En dis die gesindheid waarmee die Here sê, ons geloof moet uitleef, sonder om beloning te verwag. Want dit is sy krag wat in ons werk. Ons kan nie beloon word vir sy krag wat in ons werk nie. En as ons daarom, broers en susters, partykeer wens om ook 'n groot gelowige te wees, soos Abraham of Paulus of Petrus, as dit partykeer vir my moeilik is om my geloof uit te leef, dan moet ek my magteloosheid en my moedeloosheid in biddende afhanklikheid na die Here toe bring. Want om Christen te wees, gaan nie oor 'n groot geloof of oor meer geloof nie. Dit gaan oor in die grootte God, in wie ons glo. Dis hy wat deur ons werk. En daarom moet ons op hom fokus. En dan sal 'n mens verbaas wees om te sien wat doen die Here deur jou, wat dalk klein en nietig is. Amen. Kom ons dank saam. Ons Vader in die hemel, wat 'n heerlike troos, dat U vir ons die geloof gee. Ja, en ons bely voor U dat ons dikwels klein gelowig is. Dat ons partykeer lig gelowig is. Dat ons soms twyfel. En dan vergeet ons, o Vader, dat U die almagtige God is. Ja, dat niks vir U onmoontlik is. En U het die hare op ons kop almal getel. En nie een daarvan val op die grond sonder U wil nie. Wil U ons daarom, o Vader, vashou in U hand. En gee vir ons daardie geloof, om die duiwel en die bose te oorwin. Omdat ons Here Jesus reeds die oorwinning behaal het. Ja, ons leef maar
Alleen deur U genade. En ons leef maar alleen deur die krag wat U vir ons gee. Wil U ons daarom staande hou in hierdie wêreld met al sy dinge. Gee dat ons nie sal twyfel in U almag nie, maar dat ons in alle omstandighede daaraan sal bly vashou, dat U in beheer is. Hoor ons gebed in die naam van ons Here Jesus Christus. Amen.